ontdek die waarheid van die Bybel, die boek Spreuke, deel 159. Ek is professor Hans Redlinghuis van die Eerste Gemeente van Yafashua, Suid-Afrika, Pretoria, ook internasionaal. Sou jy belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het, dink spesifiek aan die 2 legkaart studiegids Bybels, wat sy indeks of ja, dis 155 dis 55 bladsye wat vir jou die hele geskiedenis en inligting gee met verwysings oor hoe die oorspronklike name ontstaan het. En dan jou eerste boek is Matteus, Markus, Lukas en Johannes, is 'n A4 boek, 500 bladsye dik, weeg so 1,5 kilogram. En dan boek 1 is daar, boek 2 is natuurlik die boek Handelinge, Romeine, 1 Korinte, 2 Korinte, Galate, en dan boek 3 is Efese, dis die wat ons mee besig is tot by die boek einde van die boek Hebreërs, ja, val jy van Sondheidspaar, so by die einde van die maand. Sou jy belangstel in die eerste 2 boeke, wat 'n moed is vir elke Afrikaanse huisgesin. Dis 'n moed. Jy vir iemand 'n verjaarsdag geskenk wil gee, gee vir hom daai 2 boeke. Wat 'n blessing. Jy kan ons kontak by ons WhatsApp nommer 0722 367 124 of gaan na my webtuiste https://yafashua.co.za. As dit dalk die eerste keer is dat jy na die reeks kyk, jy's beskiklik welkom. Gaan na deel 1, begin reg voor. Anders gaan jy nooit regtig alles weet nie. Daar's te veel inligting. Maar is baie belangrik vir u wie 'n nuwe kyker is om in te teken, so die Engelsman sê subscribe, sodat jy die YouTube boodskappe se kennisgewings kan kry. En natuurlik wil ek ook vir broer David en broer Rudy sê baie dankie vir die webtuiste wat broer David hardloop en die YouTubes broer Rudy uitstekend. Daar's ook die kontakte van hulle. En vergeet nie ons Engelse bediening nie, hoor. Skryfblok en pen is baie belangrik, as ook Bybel 3353 Afrikaanse Bybel. Kom ons bid saam. Baie dankie vir die voorreg vanmôre, Vader, dat ons as Jafiste by mekaar kan wees, deel van die bruid van Yafashua, om in die geopenbaarde woord geleer te word. Ons wil vanmôre bid, leer ons. Leer ons om te hoor wanneer U met ons spreek, sodat ons ook in ons gees kan groei en beter werkstuie in U hande kan word. Salf die woord, maak dit lewendig. Ons bid dit in die mooiste naam, die naam bo elke ander naam, die naam Yafashua, volk van Jaffa, halleluja, halleluja. Baie welkom by Ontbyt met Prof Hannes. Vertrou dat dit vanmôre vir u 'n groot seëninge gaan wees, dat Jaffa weer sy doel in ons lewens gaan bereik. Ons is in Spreuke 12 vers 23. Nou, ons moet mooi kyk wat sê vers 23, want dit kan baie maklik verkeerdelik opgeneem word. As ek dit nie vir u gaan verduidelik, jy gaan u dalk dink, maar wag 'n bietjie, as ek sê 'n skrander mens verberg sy kennis, 'n skrander. Wie is 'n skrander mens? Wie dink skrander? Wie skrander? O, 'n dom ou. Hy nee. 'n teruggetrokke ou. Nee. Skrander. Die Bybel sê 'n skrander mens verberg sy kennis. Ek wil sê die opregte. Jafis vanmôre. Hy verberg sy kennis in term van dat hy dit nie deel met ander nie. Nee, dis ook 'n misconception. Dit is hy verberg sy kennis, inteendeel dat dit nie goedkoop is. Hy verberg dit en hy werk met dit baie delikaat. Skrander mens verberg sy kennis. Vanmôre wil ek sê, die natuurlike geopenbaarde evangelie wat Jaffa deur die bloed van Yafashua, sy genadebloed,
aan ons kom openbaar het. Ons wil dit nie soos parels voor die varke gooi dat hulle trap nie. Nee. Ons wil die skat wat hy vir ons gegee het, daai wat ons ontvang het, ekskuus tog, jammer, is bietjie koel hier so in die ateljee. Dit wat ons ontvang het, ons verberg dit nie soos in ons maak dit toe nie. Ons laat nie toe dat dit gemors word nie. Ons laat nie ander op dit trap nie. En dis hoekom ek hierdie klomp New Agers, NHR ouens al die tyd aangevat het en nog steeds aanvat. Hoekom? Want ons, ek wil sê die Engelse woord is custodians. Jaffa het ons geroep om custodians te word. Die custodians koppel ek aan caretakers, toesighouers. Daar's nou 'n mooi woord. Tannie, daar's die mooiste Afrika. Jaffa het ons as toesighouers geroep oor hierdie bonatuurlike evangelie. Omdat meeste mense van dit niks geweet het nie, vandag nog niks weet oor dit nie. En hulle so maklik oor hulle so verkleinerend kan, afhalend oor dit kan wees. En ek weet, ek was daar gewees. Ek het dan vir hom tuis afgehaal en hom tuis verneder en ek is verskriklik jammer vandag nog oor dit. Maar ons neig nie meer na wat agter is, ons trek na wat voor is. Dit was als deel van 'n opleidingsproses. Maar ons pas dit op. Hoekom? Jaffa het ons as toesighouende beamptes daar gestel. Elkeen, vir u en vir my, elkeen. En daarom is ons skrander en verberg sy kennis. Ons is skrander. Ons gooi dit nie die parels voor die varke nie. Ons gooi nie die saad nie. Ons plant die saad. Halleluja. Want as jy hom gooi, kom die voëls hom opvreet. Maar as jy hom in die grond insit en toemaak, in die grond is hulle toemaak en water gee. Ons is skrander mens verberg sy kennis. En ons het iets om te verberg. Ons het iets om toesig oor te hou. Dis die bonatuurlike geopenbaarde woord. Dis nie sommer enige woord nie. En jy sal luister na die mond van die Jafiste. Dis manne en vrouens wat met deernis oor Jaffa, Jafashua en die Ruach praat. En wat in deernis lewe. Hoekom? Ons het die grootste skat ontdek. Jy kan nie 'n groter skat ontdek nie. 'n skrander mens verberg sy kennis, maar die hart van die dwaase roep hulle tot sotheid uit. Jy verstaan dit. Sotheid is iemand wat goed sê sonder dat hy dink. Maar nou sê die woord ook wat die hart van vol is, loop die mond van oor. Dis nie die hart, dis die sielste mense. En jy kan na mense se geselskap luister wat die hart van vol is. Sielse kom uit die mond uit. Ons het gesien, koning Salomo het gesê dat 'n truksvy dra nie vye nie. 'n Truksvy lading gaan jy nie appelkose kry nie. Verstaan nie? Die boom dra die vrugte wat by hom pas. Maar die hart van die dwaase roep hulle sotheid uit. So wat kom uit hulle binneste uit? Sotheid. Vervloeking. Nyd. Dwaasheid. Onegtheid. Boosheid. Die woord sê so. Hy kan nie iets anders te voortbring nie. Want dis sy binneste. Dis hulle binneste. Dit wat hulle gedagtes vol is van, dit kom uit hulle monde uit. En ek het dit al hoeveel keer gesê, dit vat 'n man en 'n vrou met 'n ruggraat om 'n Jafis te wees. En deel van die universele bruid van Jafashua te wees.
Ek hou daarvan om van die individu, ek hou van die Jafiste. Ek is 'n Jafis. Maar traagheid lei tot dwaas, hy sê so, maar die hart van die dwaase roep hulle sotheid uit. Die dwaase hart, sy vuil gedagtes, dit roep hulle sotheid uit. En ek en u het vanmôre niks anders om in te roem, as om te roem in genade nie. Ons het niks anders te gedoen nie. Chris Christofferson sing die lied, hy sê, what have I ever done to deserve even one of the treasures I have? En dit praat nie van die kar wat jy bly in die huis en die klere wat jy aantrek nie. Treasures, hierdie, hy sê daar in 1 Korinte, waar hy sê dat ek dink 1 Korinte 2, ek het 'n skat in 'n erdekruik. 'n Erdekruik is 'n ding wat uit klei uit gemaak is. En in hierdie erdekruik is kosbare olie. Dis 'n skat wat geld nie kan koop nie. En vanmôre het ek en u in ons hande die gawe van die lewe in 'n erdekruik. En ons wil dit met soveel deernis en toegewydheid wil ons dit vashou, dat dit nie val nie. Want dit is so eg vir ons. Dit is so waar vir ons. Dit het soveel betekenis. Want daar is genesing, daar's voorsiening, daar's oorvloed, daar's alles wat jy wil hê. Is vanmôre in die genadebloed van Jahweh. Ons het alles in 'n erdekruik. Die dwaase hart roep tot sotheid uit. Vervloeking en slegte goed en beplanning, onderduimsheid, veiligheid, lewe in die wêreld, bring die natuur van die sonde voor, terwyl die woord sê, hulle wie skoon is, sal wel skoner word. Maar die ouens wat vuil is, hulle wil vuiler word. Hy sê die hande in vers 24, van die vlytiges sal heers. Daai vlytiges, mense wat kan werk met hulle hande. Dit beteken nie die ou wat nie kan iets bou nie, want baie mense is nie skepend nie. Ander weer kan enige ding doen. Ek kan omtrent enige ding doen. Ek is van kleins af, dit was my natuur van kleins af om met my hande te werk. Dit is vir my wonderlik, dit is 'n gawe. Hy sê, maar die hande van die vlytiges sal heers. En dit het niks te doen met my as Hannes Redlinghuis nie. Dit het te doen met die vlytige hande wat die koninkrykswerk saai. Daai een wat die kaartjie neersit van eergisteroggend, die besigheidskaartjie, die fisieke kaartjie, wat is jou God se naam? Daai vlytige hande, hulle sal heers. Ai. Dis nie wat ek vandag doen nie. Dis wat ek gedoen het. Laasweek en die week tevore. Weet jy wat, die saad wat jy gesaai het, die hande van die vlytiges sal heers. Daai plaasboer op sy John Deere trekkertjie wat daar in die gang is, en die son brand om stukkend. Terwyl hy daar besig is in sy gedagtes besig met Jahwe en Jahweh deur die Ruach HaKodesh. Hy is besig met die woord. Die hande van die vlytiges sal heers. Maar traagheid lei tot dwangarbeid. Jy laat jou vang deur die sonde. Dit sit jou in 'n geestelike ballingskap en dit veroorsaak geestelike dwangarbeid. Hoekom? Omdat ek soos 'n sot opgetree het. Want ek gesê in vers 23, maar die harte van die dwaase roep hulle sotheid uit. So moenie kom en sê, prof, jy noem ander ouens sotte nie, dit is so, die woord sê hulle sotte. Hulle traagheid lei tot dwangarbeid, hulle is stupid. 'n Sot is 'n stupid ou. Hoekom? Ek bied jou dan, ek gee jou dan jy het dan my kaartjie gekry, wat is jou God se naam? Dis 'n stupid ou wat nie sal sê, dat ek net gaan kyk nie. Maar hy sal nooit kan sê, ek het nie geweet nie. Hoekom? Daai fisieke kaartjie gaan teen hom getuig. Die hande van die vlytiges sal heers. Kom ontsaai die woord tydig en ontydig.
Maar die traagheid lei tot dwangarbeid. Ek het nie lus nie. En verstaan jy wat ek sê? Dit lei tot dwangarbeid. Hy sê in vers 25, bekommernis in die hart van die mens druk dit neer. Wat? Hierdie dwangarbeid bring bekommernisse in die hart of die gedagte van die mens en dit druk op hom neer. Maar 'n vriendelike woord vrolik dit op. Vanmôre terwyl ander mense voel dat hulle te neergedruk is, bekommernis in die hart van 'n mens druk dit neer. En daar kom tye wat ons bekommernis het. Ons is nie bekommernis immuun nie. Dit kom oor ons pad ook. Ons het kinders en kleinkinders en ons het die voorreg agterkleinkinders. Daar's 3 van hulle agterkleinkinders. My seuns is vlytig agterkleinkinders, my kleinseuns. Jy dink aan dit. Daar's bekommernisse as oupa, as grootoupa, as ma, as pa, as grootoupa, grootouma. Ons dink aan dit. Dis as jy omgee vir jou familie. Hy sê maar 'n vriendelike woord vrolik dit op. Vanmôre moenie bekommerd wees nie. Daar is 'n antwoord. Daar's 'n vriendelike woord. Moenie bekommerd wees nie. Jahweh bly in beheer. 'n Vriendelike woord. Elkeen van ons kan vandag vir iemand 'n vriendelike woord toevoeg. En daar met iemand getuig en sê ek was in dieselfde toestand, op dieselfde plek. 'n Kort getuienis en sê en Jahweh het met dit gebring. As dit so is, moenie alleen vertel nie. Maar 'n vriendelike woord bring dit op. Vriendelike woord bring vrolikheid op. Tot môreoggend as Vader die wing Sondag spaar. Kom ons kyk waar kan ons vandag saad saai. Maranatha. Jahweh kom weer. Halleluja.